Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Al die kinders wat hier is, ook die kategese wat begin vanoggend. Baie welkom ook aan julle. U my Heer is oorvloedig in troue liefde teenoor almal wat u roep. Al die nasies wat u gemaak het, sal kom en voor u my Heer in aanbidding buig. Hulle sal u naam eer, want groot is u en die wonders wat u doen. U alleen is God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees saam vanoggend uit Lukas hoofstuk 7, verse 1 tot 10. Die opskrif is die genesing van die offisier se slaaf. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het hy na Kapernaum toe gegaan. 'n Offisier daar het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was, en die slaaf was siek en het op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe om te vra dat hy moet kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Jesus het toe saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die offisier 'n paar van sy vriende om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord, en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man wat onder gesag gestel is, en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen, en hy gaan. En vir 'n ander een kom, en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy doen dit. Jesus was verwonder toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie. En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke oomblik daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U bly vir ons 'n misterie. U bly vir ons, Here, die onbegryplike God. Maar dit is hoe ons U ken en hoe ons U wil bely as Vader, Seun en Heilige Gees. Want te midde daarvan dat ons U nooit ten volle sal ken nie, nooit heeltemal sal kan begryp of in 'n definisie kan vasvang nie, ken ons U as Vader, die een wat vir ons sorg. Ons ken U as die Seun, wat in ons plek gelei en gesterf het, en ons verlos het van sonde en dood. Ons ken U ook as Heilige Gees, U wat deur die Gees met ons praat, vir ons geloof gee, wat ons aankla, Here, wanneer ons op die verkeerde pad is. Die een wat ons help om te glo.
Dankie dat ons u kinders kan wees. En kan weet, Here, dat u nooit ver van ons af is nie, maar dat u altyd by ons is, in goeie tye en in slegte tye. Wanneer ons bly is en wanneer ons hartseer is. Ons het hierheen gekom vanoggend deur om aan u die lof en die eer te bring wat u toekom, want u is die God van ons lewe. Ons het ook kom luister wat u deur u woord en gees vir ons wil sê vanoggend, sodat ons hiervandaan verder kan gaan en ons lewens kan rig volgens dit wat u in die woord vir ons sê. Maar Heer, ons het ook die vrymoedigheid om te vra dat u u hand sal hou oor hulle wat siek is. Waar daar moedeloosheid is, hartseer, Here, wil u asseblief ook daar by hulle wees. So bid ons ook vir elkeen wat blydskap en opgewondenheid in die hart het. Dankie, Here, dat u ook dit as 'n gawe aan ons gee. Wil u dit asseblief nou stil maak in ons? Gee vir ons 'n oor om te luister en maak ons harte ontvanklik vir u woord. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Lukas 7 vers 4 en 5. Hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het op eie koste ons sinagoge vir ons gebou. En dan ook vers 7. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Broers en susters, wanneer 'n mens 'n advertensie sou sien van enige iets wat jy gratis kan kry, dan is een van die eerste gedagtes wat by 'n mens opkom, waar is die vangplek? Want dit werk dood eenvoudig net nie so, dat 'n mens iets kry, sonder dat jy daarvoor betaal het nie. Op een of ander manier, gaan hierdie persoon wat vir jou iets gratis of verniet aanbied, sy geld moet kry. En dit werk nie so, dat 'n mens net sommer dinge verniet kry nie. Daar moet iewers 'n vangplek wees. Maar die teendeel hiervan is ook waar. 'n Mens gee nie iets sommer net verniet weg nie. En dit sluit in 'n voorwerp wat ek in my hand kan hou, wat ek nie sommer net verniet gaan weggee nie, maar ook my kundigheid, my kennis, my vermoë om te help. Ook dit gebeur min wat 'n mens dit gratis kry. Ek sal vir jou iets doen, maar daar's 'n prys wat jy daarvoor moet betaal. Ek sal my kundigheid met jou deel, maar dit gaan nie gratis wees nie. Ek sal jou help met iets, maar ongelukkig kan dit nie gratis wees nie. Jy sal moet betaal. En dikwels gebeur dit, dat 'n mens aanvaar, iemand jou sommer net moet betaal, wanneer jy vir daardie persoon iets doen, of iets gee, want dit is hoe dit werk. Dit is hoe die wêreld lyk, waarin ons woon en leef. En omdat ons so gewoond geraak het aan hierdie manier van leef, projekteer ons hierdie gedagte, dat ek moet beloon word vir iets wat ek gedoen het, ook baie maklik na ons godsdienst toe. Wat meer is, ons projekteer hierdie gedagte ook baie maklik na God toe. Ons begin dink dat ons dinge wat deel van ons godsdienst is doen, en dat God ons daarvoor gaan beloon.
Ek help ander wat in nood is, en dan moet ek net wag. Ek het mos nou gedoen wat die Here van my verwag. Immers, ek het gedoen wat Jesus my kom leer het om te doen. En nou moet ek net wag, op een of ander stadium gaan God my daarvoor beloon. Hy gaan vir my iets gee wat ek nodig het, of iets wat ek graag wil hê. Ek moet net wag daarvoor. My hand is oop vir die kerk. Ek dra by net waar ek kan. Ek gee hoeveel ek kan. Die Here gaan my daarvoor beloon eendag. Omdat ek alles gee, en leef soos 'n kind van die Here, en betrokke is by die kerk, kan ek weet, God sal my seën. Ons moet pas op, om God se seën nie afhanklik te maak van dit wat ek vir hom doen nie. Hoe ek leef, hoeveel ek gee, hoe betrokke ek by die kerk is nie om iets van God af terug te kry nie. En so moet ons daarteen waak, broers en susters, dat so 'n beloningsgodsdiens nie dalk ook verander in 'n voorspoedgodsdiens nie. Want dis gewoonlik die volgende ding wat gebeur as ek vir alles wat ek doen beloon wil word. Ek meet God se sorg, sy seën, sy goedheid en guns aan my, aan hoe goed dit met my gaan en hoeveel ek besit. Ja, dit is so. Wanneer dit met my goed gaan, is dit die Here wat my seën. Maar ek moenie God se seën en sorg beperk tot aardse besittings en materiële dinge nie. Al weggesteek in geloof, kom hierdie gedagte dat God aan my moet goed doen, omdat ek goeie dinge doen. En hierdie gedagte lê mooi verskuil ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het vanoggend, waar Jesus hierdie Romeinse offisier se slaaf gesond maak. En dis skokkend om te sien, van wie af die motivering eerste kom, wanneer daar vir Jesus gevra word, maak asseblief hierdie slaaf gesond. 'n Heiden, een van die mense wat deur die Jode gehaat is, se slaaf is siek. Die slaaf het vir hom baie beteken, en sonder hierdie slaaf het hy gesukkel om oor die weg te kom. Moontlik het hierdie slaaf sy huis opgepas, of sy huishouding hanteer, wanneer hierdie offisier oorlog toe moes gaan. Die punt is, sonder hierdie slaaf kon hy nie klaarkom nie. Die slaaf was vir hom kosbaar. 'n Romeinse offisier het mag gehad oor die Jode. Hulle kon aan 'n Jood 'n opdrag gee, en dan moes die Jood hierdie opdrag uitvoer, want hy is 'n onderdaan van Rome. En wanneer Jesus tydens die bergrede vir die skare mense sê, as iemand jou vra om sy goed vir hom 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer ver, dan is dit juis waarna Jesus verwys. As 'n Romeinse offisier vir jou 'n opdrag gee, dan doen jy dit. Hierdie Romeinse offisier wie se slaaf siek is, besluit toe, hy gaan die familiehoofde na Jesus toe stuur. Dis mense wat gesiene mense was in die samelewing. Hulle woord het gesag gedra. En wanneer hulle dan vir Jesus vra, dat hy hierdie Romeinse offisier se slaaf moet gesond maak, rig hulle nie net die versoek tot Jesus, en dan is dit verby nie.
Hoor wat doen hulle? Hulle het ernstig by Jesus daarop aangedring om die slaaf te gaan gesond maak. Hulle het ernstig by Jesus daarop aangedring. Hulle verwagting is dus dat Jesus nie anders kan om te doen wat hulle van hom gevra het nie. En dan kom hulle rede. Hy is dit werd dat u dit vir hom kom doen. Hulle begin dus om vir Jesus so 'n klein bietjie in 'n blik te druk en sê dat Jesus nie eintlik anders kan as om te kom doen wat hierdie man van hom vra nie. Want hierdie man is dit werd. Al is hy nie 'n Jood nie. Al is hy deel van die vyand wat die Jode onderdruk, hy is dit werd. Jesus moet kom help. En dan is dit asof die eintlike rede nou gaan uitkom. Nou speel hulle troefkaart. Hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief, en hy het op sy eie koste 'n sinagoge vir ons gebou. U moet kom help, want hy's 'n goeie mens. Hy het aan ons goed gedoen. Hy het die Jode lief, want op sy eie koste bou hy vir ons 'n sinagoge. Beloon hom deur vir hom dit te gee wat hy van u vra. Kom ons vertaal dit vinnig, broers en susters, na vandag toe. Here, u moet my help, want ek gee daarom so baie vir die kerk. Here, u moet my help en vir my gee en doen wat ek vra, want kyk hoe gehoorsaam is ek aan u. Kyk hoeveel keer het ek al standpunt ingeneem vir my geloof en mense berisp daar waar hulle u naam misbruik. Here, u moet, want ek, en dan noem ons op. Dan besluit Jesus om tog vir die Romeinse offisier te doen wat hy vra. Maar sy rede daarvoor is nie die rede waarmee die familiehoofde na hom toe gekom het nie. Jesus gaan nie hierdie man help omdat hy vir die Joodse volk lief is, of omdat hy uit sy eie koste uit vir hulle 'n sinagoge gebou het nie. Jesus gaan nie hierdie persoon help omrede hy 'n groot offergawe vir die kerk gee nie. Jesus gaan hom help om sy slaaf gesond te kry, omdat Jesus iets van hierdie man se geloof raak gesien het, nog voordat hy persoonlik kontak met hom gehad het. Die offisier stuur die familiehoofde na Jesus toe, omdat hy weet, hulle woord gesag dra. Maar hy stuur hulle nie met die redes wat hulle aanvoer nie. Hy stuur hulle omdat hy glo in Jesus Christus as die enigste een wat vir hom kan gee wat hy nodig het, naamlik om sy slaaf gesond te maak. Die feit dat hierdie Romeinse offisier die versoek aan Jesus gerig het, omdat hy in Jesus glo, word weer eens duidelik, wanneer Jesus na sy huis toe op pad is. Hy stuur dan van sy vriende na Jesus toe, om hom te keer. Hy moet nie verder kom nie. Want die Romeinse offisier meen, hy is dit nie werd dat Jesus onder sy dak inkom nie. 'n Offisier in die magtigste weermag van die tyd. Een wat self onder gesag staan en self ook gesag het oor ander soldate, wat hulle heen en weer kan stuur, terwille daarvan dat
Rome se mag oor die hele wêreld sigbaar kan word. Hy vertel dat hy nie waardig genoeg is om eens in die teenwoordigheid van Jesus Christus te wees nie. Hy is nie waardig genoeg om uit sy eie uit 'n versoek aan Jesus te rig nie. En dan is selfs Jesus verwonder oor hierdie man se geloof. En sê hy vir die skare mense dat hy nog nêrens so 'n groot geloof teëgekom het nie. Toe hierdie vriende van die offisier dan terug gaan huis toe, sien hulle dat die slaaf gesond is. Daar was geen 1-tot-1 kontak tussen hierdie Romeinse offisier en Jesus nie. Hulle het nie direk met mekaar gepraat nie. By wyse van boodskappe het die Romeinse offisier met Jesus gepraat en by wyse van 'n wonderwerk antwoord Jesus hom. Sy slaaf word gesond omdat hy geloof in Jesus gehad het dat Jesus die menslik onmoontlike kan doen en nie omdat die familiehoofde vir Jesus oortuig het dat hy so goeie mens is, dat hy dit werd is, want hy die Joodse volk lief en kyk, hy het vir ons op sy eie koste 'n sinagoge gebou nie. Jesus het hom nie beloon vir wat hy gedoen het nie. Jesus het sy slaaf gesond gemaak omdat hy in Jesus geglo het. Waarom sorg God vir my en jou? Die antwoord is eenvoudig. Omdat hy ons liefhet. Oneindig en onbeskryflik liefhet. Hy doen dit ook omdat hy nie wil hê ons moet verlore gaan nie. Hierdie boodskap wat ons die afgelope Kerstyd so by herhaling gehoor het. Waarom leef ons of poog ons om gehoorsaam aan God te leef? Waarom gee ons offergawe? Waarom gee ons geld of ons kundigheid of ons handigheid vir die kerk? Waarom is dit vir ons belangrik om deel van hierdie gemeente te kan wees? Die antwoord op hierdie vraag, broers en susters, moet terselfdertyd ook vir ons 'n waarskuwing wees. Die antwoord is nie om deur God beloon te word nie, maar om op so 'n manier vir hom ook dankie te sê vir dit wat hy vir ons gegee en gedoen het en steeds gee en doen. Ons gee en ons help uit dankbaarheid en nie omdat ons iets daaruit kan kry want kyk wat het ons gedoen nie. Nie om eendag die ewige lewe te kan kry nie, want ons het dit reeds. God het dit deur die dood en opstanding van Jesus reeds vir ons gegee. En daarom sê Jesus in Johannes 14 vir sy disippels, ek gaan na my Vader toe om vir julle plek gereed te maak. Paulus noem ons burgers van die hemel. Ons het reeds ons plek daar. Ons doen nie wat ons doen om verlos te word van sonde en dood nie, want ook dit het ons alreeds. Op grond van die groot genade en ontferming van God, wat daar vir ons in Jesus Christus is. Dit alles het ons gratis gekry, terwyl God daarvoor betaal het. Hy het daarvoor betaal met die lewe van sy seun op Golgotha, sodat ons al hierdie dinge kan hê.
Daarom gaan leef ons in dankbaarheid teenoor God. Gaan maak ons hierdie dankbaarheid sigbaar, sodat ander mense kan sien hoe 'n kind van God leef en hoe 'n kind van God dankie sê. As ons dit nie doen nie, dan maak ons hierdie dierprys wat God betaal het goedkoop. Dis 'n prys, broers en susters, wat ek en jy nie kan bekostig nie. Moet dit nie gaan goedkoop maak nie. 'n Romeinse offisier, 'n heiden, leer vir 'n massa mense wat eintlik die gelowiges is, dat ware geloof nie 'n beloningsgeloof is nie, maar dat dit eerder opregte vertroue is in Jesus Christus as die Seun van God. Daarom doen ons wat ons doen, omdat ons dankbaar is. En nie daarmee iets terugverwag, of dink ons verdien dit nie. Ons gee wat ons kan gee, en so sê ons dankie, want dit alles is net genade. Is iets wat ek en jy gratis gekry het, sonder 'n vangplek, en iets waarvoor God ongelooflik duur betaal het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan voor U met sonde en skuld op ons rug, Here, en al wat ons kan sê is wees ons genadig. Ons sal nooit genoeg kan doen om U te betaal vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Want die prys, Here, wat U betaal het, is so duur, dat geen mens daar kan bykom nie. Tog gee U dit waarvoor U betaal het, vir ons heeltemal verniet, gratis. Daarom pleit ons by U, Here, wil U ons deur U Gees ook so lei, dat ons 'n dankbare lewe sal lei daarvoor. Dat ons sal gee en sal help, nie om 'n beloning te kry nie, maar om op ons menslike manier daarmee bloot dankie te sê vir dit wat U vir ons gegee het. Here, wil U ook U hand oor ons hou in hierdie week wat voorlê. Help ons om dankbaar te lewe. Vergewe ons genadiglik ook, Vader, dit wat ons verkeerd doen in U oë. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.